goeiemôre, good morning. Ja, inderdaad. Goeiemôre, good morning. Ons het nou nie vanoggend 'n lied in die hart nie, maar ek en Elsa is hier om jou oggend bietjie beter te maak. Ons beweeg so stadig, maar seker bietjie nader na die lang, donker oggende toe, né? Dis waar. En ek moet sê, dan raak dit so 'n bietjie moeiliker om vroeg op te staan, né? Ja. Maar ten minste is ons twee hier om dit bietjie makliker te maak. Absoluut. Nou ja, daar wag weer 'n propvol program. So kom ek vertel jou 'n bietjie meer. Jacques van Niekerk deel praktiese raad oor hoe om jou plante vir die herfsseisoen gereed te kry. Niels en Eloise Klasen gesels oor die intense wêreld van die teaterproduksie Diepe Grond. En Brendan Piper se treffer H2 Hart het glo 'n nuwe dimensie met die bekendstelling van sy musiekvideo gekry en ons gaan 'n voorsmaakie deel. So 'n lekker mengsel van musiek, teater en inspirasie, bly ingeskakel. Ja, dis altyd vir my so lekker om iemand soos Brendan in die ateljee te kry. Hy's natuurlik baie besig met opnames en optredes en al daai tipe goed. En om nou met hom te kan gesels oor die musiekvideo wat op pad is eintlik vir my iets waarna ek baie uitsien. En ons hou van voorsmaakies, né? Nee? Verstaan jy? Ja. Sodat ons eerste is. Diegene is wat eerste is wat weet. Ja. Goed, oggendpraatjies tyd. Ek wil jou vertel van 'n interessante storie. In Douglasdale is inwoners verlig dat 'n groot slaggat en waterlek na meer as 3 jaar se klagtes uiteindelik reggemaak is. Nou die groot keerpunt was toe Helen Zille 'n video gemaak het van hoe sy letterlik in die slaggat swem. Dinge het te vinnig begin gebeur. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Welcome to Douglasdale at this wonderful snorkel pool that has been here for about 3 years, despite many attempts to fix it. When the grader comes in the dead of night so that people can earn overtime, they burst the pipe again. And here we are with a free and wonderful Saturday afternoon snorkel. I can even do the backstroke over here. Let's see if I can do that still. Back with doggy paddle. I get over here. A bit of crawl over here. I wonder if there are any fishes in. Die video het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Nou inwoners sê hulle het die probleem oor en oor aangemeld, maar niks het lank gehou nie. Die lek is al verskeie kere reggemaak net om weer in 'n probleem te ontaard. Na die media-blootstelling en Zille se besoek het werkers egter binne 'n dag opgedaag en herstelwerk begin doen. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het die terrein verlede week Dinsdag besoek en aan Times Live gesê dat die jongste herstelwerk deel van deurlopende werk in die area is en nie net weens Zille se besoek nie. Morero het bygevoeg dat planne om pype te vervang reeds aan die gang is en dat verdere slaggate wat deur die waterlek veroorsaak is, na die Johannesburgse padagentskap vir aandag verwys sal word. Al is die pad nou reggemaak, is inwoners steeds versigtig optimisties en meeste wonder waarom dit so iets geverg het om reaksie te bewerkstellig. En as ek reg onthou, het Dada Morero ook gesê Helen Zille moet 'n beter voorbeeld stel en nie in slaggate swem nie. Dit was baie snaaks. My first reaction, actually, when she did the first video of her sitting kind of on the side of a slightly smaller pothole, kind of flicking her feet in the water and just showing that you can actually come here and have a little relaxing Saturday afternoon, I think it was as well, where you can kind of dip your feet in the water of a pothole. My first reaction was, that water must be filthy. Yeah. And the fact that she swam in this pothole, the first thing I thought of, you are going to get dysentery, you are going to get all kinds of waterborne diseases, because jy weet nie wat in daai water in is nie, maar dit is seker hoekom dit so doeltreffend was, want die punt is gemaak, en nou lyk dit asof daai slaggat reggemaak kan word. Ja, ek moet vir jou sê, my eerste reaksie was ook, hoeveel waagmoed so iets verg, om, soos wat jy sê, jy weet, daai duikpak aan te trek, die bril, die snorkel, alles, en om 'n baie goeie punt ook te bewys. Ja. So, ek dink op die einde van die dag, stem ek saam, jy weet, dit moet nie, hoekom moet dit so 'n video dan nou verg om eintlik ten laaste 'n reaksie te kry. Maar dis goed vir bewusmaking, neem ek aan. Kom ons hoop dat daar meer aandag gegee word aan slaggate reg oor die land sommer. Ja, dit is goed vir bewusmaking. Eintlik die eerste kommentaar
stukkie wat ek gesien het op daai video het gesê the social media manager needs a raise. Ja. Want dit is nou en almal sien dit, almal het iets daaroor te sê, so dit is regtig net baie effektief hoe hulle hierdie veldtog van haar bestuur vir die burgemeester van Johannesburg. Goed, so 'n applous vir bewusmaking, maar ek en Ras gaan nie enige slaggat aandurf nie. Ons gaan nie. Ons gaan nie. Moving over to a sports story that's a little bit sad, I think. Golf legend Tiger Woods will not take part in the Masters this year after announcing that he's temporarily stepping back to seek treatment following a car accident. The accident led to a charge of driving under the influence, to which he pleaded not guilty, but Woods has since said that he is taking a break to seek professional help and focus on his well-being, particularly after the use of strong pain medication linked to the incident. Woods has won the Masters 5 times, but after years of injuries and setbacks, this appears to be an important turning point, with his focus now shifting more towards recovery and health rather than competition. And Tiger Woods has had his very public struggles with, as we said now, the use of pain medication and things that have definitely impeded his performance as a sports person. And I think him stepping back is actually a step in the right direction. Him stepping back from golf and competing, which I think leads to some of the pressure that he not maybe that skilled to deal with. Dis maar altyd baie hartseer wanneer sportslui, jy weet, sukkel met so iets. Ons weet dat dit baie fisies kan raak en dat hulle beserings kan opdoen so mettertyd. En dan op die einde van die dag, jy weet dan nou afhanklik raak van iets soos voorskrifmedisyne of pynmedikasie. So ek dink, ek stem heeltemal saam met jou, dis net baie hartseer en om te dink, jy weet as jy nou 'n motorrol, dit kon soveel erger ook gewees het. Ja, ek dink ook iemand wat in die openbare persoonlikheid is, nee, soos 'n sportster, soos wat jy gesê het, net om eerlik te wees oor die dinge waarmee jy sukkel, die dinge wat vir jou uitdagings is. Ek dink dit is ook goed dat die gewone man op straat wat dan ook sukkel, kan sê en luister, verslawing of uitdagings in terme van hoe jy alkohol of dwelms of wat oor misbruik, is nie net iets wat ek as 'n gewone mens ervaar nie. Dit kan enige iemand affekteer. Definitief, en ek dink dan word 'n mens bewus van die feit dat daar soveel meer mense is wat dalk sukkel as wat 'n mens gedink het. Ja, so respek vir daai eerlikheid. Ek stem heeltemal saam met jou en ons hou daai vordering ook met groot belangstelling dop, nee, Rosie. Lopelik speel hy weer, want hy is 'n baie goeie golfspeler. Absoluut. Goed, so as jou groen vingers deesdae dalk so 'n bietjie bruin lyk, maak seker jy bly net waar jy is, want ons gesels net hierna oor hoe jy jou plante kan versorg. Intussen wil ek vir jou herinner dat jy by Goeiemôre Good Morning ingeskakel is en dat jy baie welkom is om ook 'n draai op ons sosiale media platforms te gaan maak, om so ook op hoogte van sake hier by ons te bly en dalk ook so 'n bietjie agter die skerms in te loer. Ons is nou weer terug.